deur God se hand gemaak. Die hoë berge, die see, die waterstroom, en elke blaar op elke bos en boom. Die Bybel vat dit saam, waar alles begin, hoe alles ontstaan het. Wyse woorde, 'n ou verhaal, die mooiste storie elke maal. Kom luister mooi, ons wil nog na die Bybelstorie. Die Bybelstorie. Baie jare gelede, in die land Israel, het die mense gewag vir 'n groot, belangrike gebeurtenis. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Hulle het die ou storie gehoor dat God eendag vir hulle 'n nuwe koning sou stuur. 'n Koning wat hulle sou beskerm, wat vir hulle vrede sou bring en wat vir die mense meer vryheid sou gee. Wanneer gaan hierdie nuwe koning nou enig opdaag? Ons pa, ma, ons ouma en oupa en ons ouma en oupa grootjie het beloof hy sou kom. Hulle het gesê hy kom beslis. Ja, die vraag is wanneer. Selfs in koning Herodes se paleis het die mense gewag. Vinniger, vinniger. Wanneer gaan daar 'n nuwe beter koning hier aankom? Wat het jy nou gesê? O, niks. Hier word nie gepraat nie. Jy sal net brood en water te ete kry vir die volgende 30 dae. O nee, wag. 50 dae. En ou harde brood. En net 4 druppels water. Of nee, sê liewer 3 druppels water elke dag. Wat is dit? Toe, waarna staan jy so staan? En toe, eendag, in die dorpie Nasaret, het 'n jong vrou met die naam Maria 'n baie besonderse besoeker gekry, 'n engel. Wie is jy? Toe maar, moenie bang wees nie, Maria. Ek is die engel Gabriël. Ek bring baie goeie nuus vir jou. Goeie nuus? Vir my? God het jou gekies uit al die vroue van die hele wêreld om die ma te wees van sy seun. Jy sê God het my gekies. Maar hoe kan dit wees? Maria, enigiets is moontlik deur God. Jy gaan 'n seun hê en hy sal die seun van God wees. Die naam van die baba sal wees Jesus. Wat God ook al van my wil hê, sal ek doen. Ha? Maria het 'n man met die naam Josef liefgehad. Eendag het 'n engel in Josef se droom na hom toe gekom. Luister, Josef. God het groot en wonderlike planne vir jou en Maria. Maria gaan geboorte gee aan God se seun. Hy is die koning wat God beloof het. Julle moet hom die naam Jesus gee. Jy moet baie mooi kyk na Maria en na die baba koning wanneer hy kom, onthou dit. Maria. My Maria. God het 'n engel gestuur om my te vertel van die kindjie. Ek het jou lief, Maria. En ek het jou ook baie lief, Josef. Maria en Josef is kort daarna getroud. Dit was min of meer daardie tyd dat daar 'n bevel uitgegaan het van keiser Augustus, keiser van die hele Romeinse ryk, dat al die mense oor wie hy geheers het getel moes word. 25, 26, 27. Daar is 692 mense in die dorp Hebron en 839 in die dorp Jericho. Skryf dit dadelik op. 28. 30. Ek begin nou moeg word. Stuur dienaars uit om al die mense in my land te gaan tel. Almal is beveel om na hulle tuisdorp terug te gaan, sodat hulle getel kan word. Josef moes Maria Bethlehem toeneem. Dis die dorp waar hy vandaan gekom het, en dit was baie ver weg gewees.
Ekskuus tog, skaapwagter. Weet jy hoe ver dit na Bethlehem is? O, dis baie ver. 70 myl van hier af. Moet jou nie bekommer nie, Maria. Nee, ek sal nie. Ek voel baie veilig saam met jou, Josef. Want weet julle, Maria het geweet dit sou nie lank wees voor die nuwe baba sou aankom nie. Dankie, skaapwagter. Mag God met julle wees. En met jou. ook. Hulle het deur die loop van die dag baie kilometers ver gereis. Ons is al meer as halfpad soontoe. Ek is seker ons gaan baie gou daar aankom. Hier, Maria. Dis heerlik koel. Dankie. Maar ek is nou lekker dors. Snags het hulle buite onder die sterre geslaap. Die volgende middag het hulle 'n teken gesien. Bethlehem was nie meer ver nie. Kyk, Ons is amper daar. nog net 'n kort rukkie dan is ons in 'n gerieflike kamer by die herberg. Daar was die aand baie reisigers in Bethlehem. Waar kan ek 'n lekker pot kos kry? Waar is die herberg? Waar's 'n lekker plek om te oornag? Goeienaand, meneer. Kan u vir ons sê hoe om by die herberg te kom? Maar natuurlik. Ek ken 'n kort pad soontoe. Gaan net hier om hierdie hoek en dan met die bult op. Gaan verby die graanskuur, draai dan regs en dan links, dan 2 keer regs. Dan in die tweede straat links, dan laat ek sien regs, links, regs, links en dan sien jy dit. Baie dankie. Dis 'n plesier. Ekskuus tog, meisie. Ons soek na die herberg. Weet jy waar dit is? O ja, gaan net tot heel aan die einde van hierdie straat. Regtig waar? Dit is wonderlik. Dis gaaf, baie dankie. Selfs reg, mag God met julle wees. En met jou ook. Dit was nader as wat ons gedink het. Ons is hier. Ja, hou op met julle gestamp, mense. Ek soek 'n kamer vir my en my vrou asseblief. Dit is wat almal hier soek. Ons het klaar te veel mense in die plek. My man nou net aan sê, ja, ja, ja. Ons sal vanaand in die kombuis moet gaan slaap. Maar ons is nou al daar lank op pad hierheen. Nou toe, wat is hier aan die gang, vrou? Hulle soek 'n kamer, kan jy nie raai nie. Ek is baie jammer, ons het regtig nie meer plek vir 'n enkele siel nie. My vrou is heeltemal uitgeput. Ons het van baie ver af hier na toe gekom. Ja, net soos baie ander mense ook. En soos ek kan sien, verwag my vrou 'n baba. Wag, ek weet wat ek kan doen. Ons het 'n stal hier agter op die werf. Dis nou wel vol diere, maar daar sal jy ten minste 'n dak oor jou kop hê. Dit sal warmer en veiliger wees as om in die open lug te slaap. Baie dankie. Dis baie vriendelik van u. Kom, dan gaan wys ek julle. Julle gaan nou belangrike geselskap kry. Ek hoop julle sal gemaklik wees hier. Dis die beste wat ek kan doen. Dis gaaf van u. Ons is baie dankbaar. Kom ons probeer die beste daarvan maak. Gedurende daai nag het die wonderlikste ding gebeur. Die baba is gebore, die seun van God. Die baba se naam gaan wees Jesus. Maria en Josef het hulle nuwe baba seentjie baie lief gehad.
Ek moet hom styf toe draai om seker te maak hy's lekker snoesig en warm. Kyk daar, die bes se voerbak. Dis 'n oulike bed vir Jesus. En daar het Jesus in 'n krib gelê, omring deur warm liefde en die beskerming van God. Die nuus dat die baba gebore is, kon nou deur die hemele versprei word. Daardie nag, net buite Bethlehem, het skaapwagters hulle skape gesit en oppas. Hoe kan jy daai skaap van jou die hele nag laat rondloop? Hy behoort nou te slaap. Skaap van my? Daai is een van joune. Kry jy hom aan die slaap? Wel, ek gaan nie die hele pad soontoe loop nie. Sien jy maar om nou. Nee, doen jy dit? Nee, jy kan dit doen. Luister, dis nie so moeilik nie. Jy hoef maar net gaaf te wees met hom. Dis al. Wat bedoel jy? Sê net vir hom, hy moet gaan slaap. Haai, skaap! Gaan slaap! Kom hier na toe, ou skaapie. Dis nou slaaptyd hier. Kom hier na toe. Wow. Wees gegroet. Moenie bang wees nie, skaapwagters. Ek bring goeie nuus, vreugdevolle nuus. 'n Wonderbaarlike ding het vanaand gebeur. Hier in Bethlehem, die seun van God is gebore. Hy is die Here Christus. Hy is die koning wat van God kom. Sy naam is Jesus en hy lê snoesig in 'n krib en slaap. Slaap hy in 'n krib? Julle kan nou na hom toe gaan. Nou, dadelik. Dis die wêreld se gelukkigste oomblik. Glorie aan God almagtig, vrede op aarde. Maar wie was dit? Wie het aan ons verskyn? Wie was dit? 'n Koning wat in 'n krib lê en slaap, by ons hier in Bethlehem. Ek het altyd gedink hy is in sy eie paleis hè. Nou kom ons gaan dan in dorp toe en kyk self waarvan die engel praat. Kom ons gaan dorp toe en kyk self waarvan die engel praat. Dis wat ek dan gesê het. Wel, kom ons gaan dan. Hierdie kant toe. Hey, waar toe gaan jy? Gaan terug na die ander skape toe. Het ek nie gesê jy moet daar bly nie? Ag, goed dan. Maar gedraai jou tog net. Ai. Die engel was reg. Kyk daar. Hy's regtig waar hier. Goeienaand, meneer. Hoekom het julle hierheen gekom? Ons het kom kyk na die baba wat God gestuur het. Ons weet van hom want 'n engel het ons van hom vertel. En tot 'n hele groep engele gekom en gesing oor die glorie van God en vrede op aarde. Die engel het gesê hy sou snoesig toegedraai wees en in 'n krib lê. Dis ook net so. Dis die waarheid. Wat die engel gesê het, is die waarheid. Hy's die seun van God, die koning in 'n krib. Maria se hart was vol verwondering toe sy na die skaapwagter se verhaal geluister het. Sy het geweet dat haar pasgebore kindjie die seun van God was. Op daardie oomblik, baie ver weg in die lande van die Verre Ooste, het wyse manne wat die sterre bestudeer het, 'n nuwe verskynsel in die hemel gesien. Ek is baie jammer hieroor. Dis nie nodig nie, dit was geheel en al my skuld gewees. Nee, dit was myne eerlikwaar. Ek het nie opgelet waarheen ek gaan nie. Ek het daardie ster opgemerk. Ja, ek ook. En dis nou toevallig. Ek het ook. Ek bestudeer die sterre. Ja, ek ook. En ek? Ek kom van die Verre Ooste. Ek kom van die nabye Ooste. En ek kom van die Midde-Ooste. Sê my, was julle al in die verste Ooste? Kiwi! Wyse manne! Hey! Hieronder! Julle ouens weet nie miskien toevallig waar daardie groot vet ster so skielik vandaan gekom het nie, weet julle?
Dit was presies waaroor ons ook nou net gesit en wonder het. Ons het nog nooit voorheen daardie ster opgemerk nie. Dit is heeltemal 'n nuwe ster. Tensy die ster 'n teken van God is, jy weet. Maar natuurlik. Ja, dit is wat dit moet wees. Die ster is 'n teken van God, sê jy? Ja, ek verstaan dit. Nee, ek verstaan dit nie. Waarvan op aarde praat julle? Wel, sien julle, dit word gesê dat 'n nuwe helder ster in die hemel gesien kan word wanneer die nuwe koning gebore word. Maar daar is dit dan, 'n nuwe helder ster. Dit word ook gesê as ons daardie ster volg, dit ons na die nuwe koning sal lei. 'n Nuwe koning? Hy het uiteindelik gekom. Die ster is 'n teken. So beteken dit dat julle die ster gaan volg, meneer? Definitief ja. Verseker. Maar natuurlik. Van nou af volg ons daai ster. Al vaar dit hoe lank, al is dit hoe ver. Wys ons die spoor, die pad na die kind, die uitverkorene. Verre lig, sterrenlig, helder en sterk, wat 'n gesig. Skitter, strale gerig, op die kind so teer, ons liewe Heer. Sal ons vind 'n goue paleis of dalk net 'n kindjie? Dan sal hy straal soos die ster, dalk nog vir ewig. Verre lig, sterrenlig, helder en sterk, wat 'n gesig. Skitter, strale gerig, op die kind so teer, ons liewe Heer. Verre lig, sterrenlig, helder en sterk, wat 'n gesig. Skitter, strale gerig, op die kind so teer, ons liewe Heer. Ons liewe Heer, die ster. Ons liewe Heer, die ster. Volg die ster. Volg die ster. Volg die ster. Ry weswaarts, wyse manne, en dan bring julle vir ons die nuus. Die wyse manne het toe ver weggereis van die ooste. Hulle het die hele tyd die ster gevolg. Hulle oë was elke oomblik daarop, hoewel hulle nog geen idee gehad het van waarheen dit hulle sou lei nie. Kyk julle, die ster is bokant Israel. Kom, ons gaan na die koning se paleis toe in Jerusalem. Die pasgebore koning moet seker daar wees. Vergewe my asseblief, U Majesteit. Ek is so jammer ek moes U wakker maak, maar die ongelooflikste ding het gebeur. Vertel vir my wat dit is, dan kry net klaar. En as dit nie 'n goeie storie is nie, sal ek sorg dat jy opgesluit word. Ja, natuurlik, U Majesteit. U sien dis net daar het wyse manne uit die ooste hier aangekom. Ja, en? Hulle sê hulle het na die koning toe gekom. Goed, laat hulle dan aankom. Hulle sê hulle kom na die pasgebore koning toe. Wat dink hulle? Waarvan praat hulle? Weet hulle dan nie dat ek ouer is as dit nie, hè? Miskien het hulle gedink daar's 'n ander koning. 'n Ander koning? Dis belaglik. Vergaande. Ja. Hoe kan daar 'n ander koning wees, hè? En as daar iemand is wat voorgee hy is 'n koning, wel ek weet waar hy is.
Hy gaan spyt wees, dit kan ek jou verseker. Ja, U Majesteit, dis net U sê, U Majesteit, maar wat moet ek vir die wyse manne uit die ooste sê? Sê hulle moet pad gee, of nie? Ek het 'n beter idee. Sê my raadgewers moet hier kom. Maak gou. Raadgewers! Toe raadgewers! Kom dadelik hier! Ja, U Majesteit. Wat weet julle van die kastige pasgebore koning af? Ek bedoel hy's gebore. Wat? Wie is gebore? Die koning. Maar ek is die koning. Nee, ons bedoel die ander koning. Watter ander koning? Die een van wie u praat. Die een van wie ek praat, sê jy? Ek weet niks van enige koning af nie, behalwe dat dit lyk of die res van die wêreld weet van hom. Hoekom het niemand my nog vertel nie, hè? Niemand vertel my ooit iets nie. Maar ons het nie geweet hy's al gebore nie. Wie? Die pasgebore koning. Nou, goed dan. As julle dan so slim is, waar presies is hierdie pasgebore koning? Daardie storie sê almal hy sal in Bethlehem gebore word. As dit wat die stories almal sê, is dit regtig so? Dis al, loop maar. Bring maar die wyse manne hier na my toe. En dadelik, weet gesê julle kan stil staan, hè? Waai maar daar die weiers, en die res van julle, spring aan die werk. U Majesteit, ek stel die wyse manne uit die ooste aan U voor. Koning Herodes, ons is hier om die pasgebore koning te ontmoet. Sê my waar het julle gehoor van hierdie koning? Ons het die ster gesien wat God in die hemel gesit het. 'n Ster? Van God? 'n Wonderlike mooi ster. 'n Baie helder ster. 'n Teken van God. Ons het geweet as ons die groot ster volg, sal dit ons na die nuwe koning lei. En ons wil hom graag aanbid. Daardie nuwe koning is nie hier nie. Maar waar is hy dan? Hy is in Bethlehem. Ek weet ook nie so mooi nie. Ek bedoel, miskien moet julle maar gaan soek na hom. Ja, maak nie aan my saak nie. Kyk of julle hom kan kry. En as julle hom dan kry, kom vertel vir my ook waar hy is. Ek wil tog ook die nuwe koning gaan aanbid. Ek wil baie graag. Dis nou genoeg hiervan. Toe die wyse manne by die paleis uitkom, het hulle opgekyk na die hemel en weer die ster gesien. Kyk daar! Daar is dit. Laat ons reis voortsit Bethlehem toe. Die wyse manne het die ster gevolg tot in Bethlehem. Kom, dis hier langs. Kom, julle kom saam met ons. Kom kyk na die pasgebore koning. En daar, direk bo die krib, was die ster. Die wyse manne het geweet, hulle is na die plek toe gelei. Ons het uit ver lande hierheen gereis. Om die nuwe koning se geboorte te vier. Mag ons maar inkom? Natuurlik. Ons het geweet dat die baba gebore is. Want ons het die ster gesien. Ons het die hele pad tot hier gevolg. Ons het geskenke gebring. Die wyse manne het vir Jesus geskenke gebring: goud, wierook en mirre. Dankie. Dankie aan jou dat jy ons die koning hier laat aanbid. En ons dank God vir sy groot wysheid. Hy het vir ons sy seun gestuur. Prys die almagtige Vader. Hoera vir die nuwe koning. Prys die almagtige Vader. Hoera vir die nuwe koning. Die wyse manne het nooit teruggegaan na koning Herodes om vir hom die goeie nuus oor die baba Jesus te vertel nie. Almal was verheug en het God gedank dat hy sy seun vir hulle gestuur het, die nuwe koning.